Goeiedag almal en welkom by Jukkelliefie. Vandag gaan ek vir julle wys om hierdie vreeslike oulike retro daisy te doen. Ek weet hier's baie video's daar buite, maar hierdie metode is hoe ek het doen, want ek het nie enige lissies agter nie. Daar's niks wat vir my verpes soos 'n lissie waar 'n vinger of 'n toon in kan vashak nie. So is 'n lekker 3D blommetjie daisy met 8 pragtige blare en ja, laat ons nie verder sukkel nie, laat ons begin. Wat ons gaan nodig hê vir hierdie projek is 'n naald om mee vas te werk, 'n naald om jou werk mee te doen, enige jukkelnaald en 'n skertjie. Ek gaan 3 kleure gebruik, 'n enetjie vir die middel van die blom en een vir die blomblare, een vir die agtergrond. Jy kan hierdie kleure swap and change, nes jy wil. Hoe meer kleure daar is, hoe beter, maar ek wil amper sê die minimum kleure wat jy gaan gebruik is 3. My naaldgrootte is 4 mm en dit is sommer Charity se double knit wat ek gebruik vandag. Charity double knit. Ek het die fig, krokus en banana wat ek gaan gebruik vir my kleure om vir julle te wys vandag. OK. Jy hoef nie 'n 4 mm te gebruik nie. Gebruik dit wat jy normaalweg doen vir 'n double knit. Of dit nou 3.5 of dalk 4.5 en groter is, dit is fyn. Dit behoort nog steeds dieselfde pragtige effek te hê. Vir die retro daisy kan ons begin met, jy kan kies 'n skuifbare ring of jy maak 'n skuifknoop met 8 kettings en dan maak jy 'n sirkeltjie, dan begin jy van daar. Maar vir my kry ek die mooiste resultate met 'n skuifring. So ek gaan my skuifring begin. En in die skuifring gaan ek 8 kortbene maak. Die is net my begin, hy tel nie as 'n kortbeen nie. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 kortbene. Nou gaan ek my ring styf trek. Maak seker jy hou vas jou kettingkies dat hulle nie draai nie. En nou trek ek. OK. Kom ons maak net seker ek gaan by die regte steek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. En ek maak 'n glipsteek in daai eerste kortbeen wat ek gemaak het. OK. Vir die volgende stap gaan ons langbene gebruik. Ons gaan in elke kortbeen gaan ons 2 langbene inwerk. Jy kan 3 ketting en dit sal tel as jou eerste langbeen, maar ek verkies om 'n staande langbeen te doen. Hy maak vir my bietjie mooier. Nou die staande langbeen, ek weet nie of julle ken nie, jy draai jou gare om die naald, dan druk jy hom deur en jy hanteer hom soos 'n langbeen. Daar is die eerste een, tweede een en in elke kortbeen gaan ons 2 langbene inwerk. OK, ek sien vir julle, dan gaan ons gaan 'n totaal van 16 langbene hê, inkluisende die eerste 3 kettingsteke of hoe ook al jy verkies om jou eerste steek mee te begin en dan sien ons mekaar. Nou,
Daar sy, my 16 langbene is gedoen. Jy kan nou of glipsteek in jou eerste langbeen in, of ek hou van 'n ander metode waar ek hom vaswerk met die naald. So ek gaan myne hier afknip. My naald uithaal, die gare deurtrek. Dit gee net vir my 'n netjieser afwerking. En hier waar hierdie eerste 2 beentjies is, of dit sal nou jou ketting nommer 3 wees. Ek werk nie in hom in nie. Ek werk in hierdie agterste enetjie in. Ek vat my naald en die agterste 2 beentjies in. Ek werk hom nou daarin en nie daar nie. Vat ek hom deur. Ek trek hom nie te styf nie. Hy moet mimiek die steekie voor hom en dan vat ek hom terug hierdeur. Sien, as jy hom omdraai, so is nog enetjie hierso. Vat ek hom deur die eerste ketting en deur daai onderste ketting. En ek trek hom deur. Dan lyk hy soos nog 'n steek. En dan vat ek hom net enetjie terug, daarso in. Kom ek vat hom net hierso verby. Daar sy. En jy kan nie eens sien waar die verskil is nie. Nie agter nie, nie voor nie. En dit is hoe ek nou my middel doen. Jy kan net so tyd en wyl vir hom net hierso in die middel vastrek weer. Kyk daar, hy maak vir my net so pragtige ringetjie as ons 'n skuifbare ring gebruik. Ok, nou na ons volgende gedeelte. Vir die blomblaar gaan ek hierdie krokus gebruik en ek gaan in enige van hierdie langbene begin. Jy kan glipsteek in die langbeen in. Ek verkies om 'n staande langbeen te doen. So ek maak my skuifknoop en ek draai hom een keer om my naald. Vat ek hom in enige van hierdie langbene bo en ek doen my eerste langbeen. Nou in hierdie kettingkie waar ons nou gewerk het, in daai vlegseltjie, gaan ons nou nog 2 doen. So ons gaan 3 langbene in 1 langbeen inwerk. So daar was nou 1, 2, 3 en maak 1 ketting. Ons gaan 1 langbeen mis en oorgaan na die volgende ene en ons maak weer 3 in daai langbeen. 1, 2, 3 en ketting. Ek gaan dit nog so 1 keer wys. Ons spring oor die 1 langbeen en in die volgende langbeen in, maak ons 3 langbene. 1, 2, 3 en 1 ketting. En ek sien julle aan die ander kant. Ons het nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 groepe van 3 langbene gemaak en tussen elke groepie is daar 1 kettingsteek. Nou kan ons glipsteek. Ek het onthou hier soos my kettingsteekie wat ek gemaak het. Nou gaan ek glipsteek in die eerste langbeen in. En ek gaan nou hierdie lissie trek dat hy 'n lang oortjie is en ek haal my naald uit. Ons gaan niks afknip nie en ons gaan nou oorbeweeg na ons volgende kleur toe. Ek het nou my derde kleur, dit is nou die fiek en ek gaan begin met 'n skuifknoop. Daar sy. Nou gaan julle sien iets baie drade. Ok, ons het tussen elke groep het ons mos nog daai 1 kettingkie oop. Nou dit is wat ons nou gaan doen. Jy kan begin met 3 kettingsteke vir jou eerste langbeen, maar ek gaan 'n staande langbeen doen en ek gaan hom deur hierdie
eerste kettingkie werk en ek werk hom oor my eerste ry se ketting. Ek werk hom oor daai ketting en dan werk ek 3 kettingsteke. 1, 2, 3. Ek werk baie los, so ek gebruik 3 kettingsteke. As jy baie styf werk, sou ek aanraai dat jy 4 kettingsteke maak. En nou werk ek 'n lang been oor hierdie ketting in hierdie beentjie in. So ek sit my gare oor, sit my naald hier onder deur en ek werk hom my langbeen klaar. Hier is my langbeen, hier is my 3 kettings en my volgende langbeen. En ek maak 1, 2, 3 kettings en ek werk hom in die onderste langbeen van my sirkel in. En ek werk oor die ketting van die blomblaar. Ek werk hom oor die ketting. Jy hoef nie oor die ketting te werk nie, maar dan gaan jy die lissies agter jou blom hê. Wys hom weer. 1, 2, 3 kettings en ek maak my lang been van die sirkel af oor die blomblaar se ketting. En ek gaan dit nou doen al die pad en ek sien julle aan die ander kant. Ons het nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lang bene, elkeen in die spasie van die sirkel onder en 3 kettingspasies tussen. Jy sien, hy staan 'n bietjie so, maar hy gaan nou baie mooi terugwerk. Ek het nou die laaste 3 kettings en ek maak hom nou vas aan my eerste langbeen, of vir jou sal dit wees jou 3de ketting van die eerste gedeelte en ek trek my lissie, laat hy lekker lang oortjie is. Nou, wat ek gaan doen, ek sit hulle hier so uit die pad uit en ek gaan haal my ander oortjie. Kom ek trek hom deur, dat hy aan die voorkant van my werk is. Jou stert bly nog agter en jy sal sien hier soos 1, 2, 3 langbene. Nou ons gaan hierdie 3 langbene vermeerder na 4. Ek gaan 1 langbeen in die eerste langbeen sit. Dan gaan ek 2 langbene saam in die tweede langbeen insit en die laaste 4de langbeen in die 3de langbeen insit. OK. Jy kan begin met 3 kettings. Ek gaan 'n staande langbeen doen. Soos gare oor my naald. En dit is my eerste langbeen. Nou gaan ek 2 langbene in die tweede langbeen inwerk. 1, 2 en kyk, ek werk oor my ketting. Ek het oor my ketting gewerk. En nou gaan ek die 4de langbeen in die 3de ene insit, gare oor, deur die lissie, oor my werk, en ek trek hom deur. Daar is my 4 langbene, en 1, 2 kettings. Nou gaan ons weer dieselfde doen. 1, 2, 3, 4. Maak net seker jy gaan soek daai beentjie daarso. Sit die gare oor en ons werk oor die ketting. 1, 2, in dieselfde been 3 en in die volgende ene 4. Ek het nog en dan 2 kettingsteke, 1, 2.
Ek gaan vir julle nog een keer wys, gaan kyk waar is daai beentjie, daar is die eerste ene, ons werk 1 lang been, 2 in die middelste ene, en dan weer 1 aan die einde. En oor ons kettings, 1, 2, 3, en 4. En 2 kettings. Maak seker dat daar is 2 kettingkies tussen elke groepie van 4. Ongeag van jou spanning op die oomblik, met die vorige kettingkies kan jy 4 insit, maar met hierdie ry is dit belangrik dat jy net 2 kettingkies tussen elke groepie van 4 insit. Ek gaan nou hierdie ronde klaarmaak en dan sien ek julle aan die einde van die ronde. Ons is nou aan die einde van ons volgende ronde. Hier moet nou 8 groepe van 4 wees en 8 spasies van 2 kettings. Ons gaan nou afeindig hierso, glipsteek in die eerste langbeen in en ons ronde is klaar. Maak seker jy het 'n mooi lang oortjie. Nou wil ek hê julle moet oplet. Ons gaan albei oor en stert aan die voorkant van ons werk hou. Nou gaan ons oorgaan na ons volgende kleur. Ons bring hom vorentoe. Ons maak nou 2 langbene in elke langbeen. Ons vermeerder nou weer. So ek doen my staande langbeen. Ek werk oor my 2 kettings. 1. Daar gaan hy. Ja. Maak seker om jou gare vas te hou, dat jou staande langbeen nie loskom nie. 1 en 2. Maak seker jou oor en jou stert is voor. En ons doen nou 4 kettings. As jy baie stywe spanning het, sal dit 5 kettings wees. Ek werk net 4, 1, 2, 3, 4. En in die volgende kettingspasie werk ons weer 2 langbene in die 1 langbeen in. Oor ons ketting, 1, 2. En ons maak weer 4 kettings, 1, 2, 3, 4. En 2 in die volgende langbeen oor die kettings. 1, 2. Maar dit is baie belangrik vir hierdie ronde dat die oor en die lissie aan die voorkant lê. En ek sien julle aan die einde. Ons is aan die einde van die ronde. Ons het ons 8 groepies van 2 gedoen en ons 8 spasies van 4 of 5 kettings. Ek gaan nou in my eerste langbeen in glipsteek. Waar is daai agterste beentjie? Daar is sy. Glipsteek. Ek maak my oortjie. Hierdie kan nou agter lê. Julle sal sien, hy staan so bietjie, maar hy sal nog mooi plat gaan. Ok, nou, hierso. Ons het ons oortjie en ons stertjie voorgehou, want ons gaan nou daai klein bietjie 3D effek doen. En ons gaan nou nie oor ons ketting werk nie, maar ons gaan voor ons ketting werk. Ons gaan nou ons ketting agter die werk sit. En ons gaan weer vermeerder. Ek gaan 1 langbeen werk en dan in die volgende langbeen gaan ek 2 langbene inwerk. 1, 2 en dan in die volgende 2, 1 elk. Nou het ons 5 langbene. 1, 2, 3, 4, 5. En ons maak 2 kettingsteke. Ongeag van die spanning, sal dit 2 kettingsteke wees.
En ons werk weer 5 in die volgende 4 langbene. Maak seker jy druk jou werk agtertoe, dat jy nie per ongeluk oor jou ketting werk nie, want ons gaan hierdie lissie in die na so 2 rondes nodig hê. So ons druk hierdie lissies agtertoe, en ons werk hier so 1, 2, in dieselfde steur, 3, 4 en 5. Met 1, 2 kettings. En ek gaan hom so aanhou werk, maak seker julle kettingsteek is agter die werk, dat jy nie per ongeluk oor hom werk nie, anders te gaan jy hom vaswerk. En ek sien julle aan die einde van hierdie ronde. Ek is nou aan die einde van die ronde, ek het nou 8 groepe van 5 langbene, wat ek in die groepe van 4 langbene ingewerk het, met 8 spasies van 2 kettings elk. My kettingsteke van die vorige ronde is nou aan die agterkant van my werk. Moenie bekommer as hy so 'n bietjie gekrul lyk nie, ons gaan hom nou mooi uitwerk. Ek het my 2 kettings gemaak. Hierdie is nog aan die agterkant van my werk, en ek gaan die ronde afeindig met 'n glipsteek in my eerste langbeen in. Maar ons is nou nie klaar met die kleur nie. Ons gaan nou verder aanwerk. Ek gaan 1 kortbeen in die eerste langbeen insit. In dieselfde ketting waar ons nou net ons glipsteek gedoen het. Ek sit my kortbeen daarin. As jy wil, kan jy 1 ketting werk en dan in daai in daai langbeen die kortbeen doen, maar ek verkies om hom direk in die langbeen in te doen. Ok, so ons het nou ons eerste kortbeen, en dan as julle gaan kyk, hier is 1, 2, 3, 4, 5 langbene. In daai derde langbeen in, gaan ons 5 langbene inwerk. So ons spring oor hierdie ketting, en ons gaan reguit daai ene in. 5 langbene, so gare oor die naald. 1, selfe ketting, 2, 3, 4 en 5. 1, 2, 3, 4, 5 langbene in die derde beentjie in. En ons spring oor hierdie steek en ons anker hom vas met 'n kortbeen in daai laaste langbeen in. En ons maak 'n pragtige skulpie. Ons ketting 2, 1, 2. Ons maak ons eerste kortbeen in die eerste langbeen. En dan doen ons weer ons skulpie van 5 langbene in daai derde beentjie, daai middelste beentjie. 1, 2, 3, 4 en 5. Dan spring ons oor die 4de langbeen, in die 5de langbeen in, anker ons hom vas met 'n kortbeen. Kortbeen, los daai enetjie, ons skiep hom. 5 langbene in die derde beentjie in, ons spring weer oor die 4de ene en ons doen 'n kortbeen in die 5de langbeen. Nog 1 keer, 2 kettings, 1, 2, kortbeen in die eerste langbeen, spring oor in die derde ene, 5 langbene, 1, 2, 3, 4, 5, ons spring oor die 4de ene, en ons werk 'n kortbeen in die 5de vir ons skulpie.
En ek sien julle aan die laaste ronde, aan die einde van hierdie ronde. Ons is aan die einde van ons ronde. Ek het nou my 8 pragtige skulpies. Jy sal sien, hy krul 'n bietjie. Dis oké. Hulle almal werk mooi uit. Ek moet 'n bietjie plak druk. En my kettings van die vorige keer is nog almal agter. Ek het my 2 kettingkies gemaak en ek gaan glipsteek in my eerste kortbeen in. Maak 1 ketting en ons knip af. Ek trek hom teer. Ons is nou klaar met hierdie kleur. Ons gaan nou oor na ons volgende kleur toe, ons laaste kleur. Vir gemaklikheidsonthaalwe het ek seker gemaak al my kleure is nou, of al daai ekstra toutjies is nou agter my werk. En my blom is nou mooi klaar. Ek haal nou daai oortjie van agter af vorentoe. En ons gaan nou weer werk, mooi oor daai kettingkies. Ons gaan nou vermeerder. Hier is 2 langbene. Ons gaan 2 langbene in die eerste langbeen inwerk en 1 in die tweede. So dan vermeerder ons na 3. Ek doen my staande langbeen. Ons werk oor daai vlegseltjie. 1 in dieselfde ketting. 2 in die volgende ene. 3. Daar is nou my 3 langbene. En ons het hom gewerk oor daai kettingsteekies. Nou, moet julle mooi oplet. Ons gaan nou in hierdie agterste ketting inwerk. Hier waar ons jou 4 of jou 5 kettings gedoen het. Nou gaan ons 5 langbene sommer direk oor hierdie kettingkie werk, agter die blomblaartjie. So hou vas hom lekker. Ons gaan nou werk 1, 2, 3, 4 en 5. So as ons hom nou gaan reguit maak, gaan julle sien, hy is semi-versteek agter die blaartjie. Daar is my 3 wat ek gedoen het aan die begin, en hier is my 5 steekies in die ketting. Ons gaan weer 3 werk in hierdie 2 langbene, en oor die ketting 1, 2 en 3. 2 in die eerste been, 1 in die tweede been. Ag, as jy dit wil omruil, is dit seker ook reg, maar dan moet jy net seker maak dat jy dit met elke blaartjie dit doen. En dan gaan ons weer, as jy jou blomblaartjie vorentoe buig, hier is die kettingkie, ons gaan 5 langbene in daai ketting inwerk. 1, 2, 3, 4 en 5. Maklik, net kop hou. Hier is ons beentjies, maak net seker, kyk vir daai versteekte eerste langbeen. Ons gaan 1, 2 langbene in die 1 langbeen inwerk en dan die derde ene in daai laaste beentjie. Oor die ketting 1, 2, 3. Ons gaan ons blomblaartjie vorentoe buig, dat ons daai agterste ketting kan sien, en ons werk 5 langbene in die ketting in. 1, 2, 3,
4 en 5. Dis sy. Ek gaan nou dit herhaal tot aan die einde van die ronde, dan sien ek julle daar. Daar sy, ons is nou aan die einde van hierdie ronde. Ons het nou 3 in elke spasie gedoen en 5 langbene in elke ketting. So jy kan sien, hy begin nou mooi vorm neem. En aan die agterkant, as jy nou verby al hierdie stertjies kyk, dan is hy mooi toegewerk. Daar's niks plekkies waar twinkies en vingertjies gaan inhak nie. Ja, hier is hierdie spasie, dit is vir die 3D effek, en dit moet 'n totaal van 64 steke wees. Dan weet jy het niks gemis nie. 64 steke, dit is 3 spasies van 8 en 5 in elke kettingsteek. Ok, en ons gaan glipsteek in die eerste langbeen in. Daar sy. En hier begin die triekie gedeelte. Jy kan hom opdeel in 4 of jy kan vir my volg en hy sal reg uitwerk. Ons hoek van ons blommetjie gaan hier in die middelste gedeelte wees. Hierso is ons 1, 2, 3 beentjies en dit gaan in die middel van daai beentjie wees en oorkant hom in die middel van daai beentjie. En as jy hom dan weer in die helfte indeel, gaan die hoek aan daai kant wees. Hier gaan 'n hoek wees, daar gaan 'n hoek wees. As jy hom draai, hierbo gaan 'n hoek wees en die onder gaan 'n hoek wees. Nou, julle kan sien, ons is nog nie by die middel nie. So, afhangende van hoe jy jou blokkie wil vaswerk, kan jy of glipsteek na die middel toe en direk van die middel afwerk. Vir my, ek doen nou op die oomblik net gewone join as you go, of as jy net 'n gewone blokkie maak en jy wil nie spesifiek in 'n hoek begin of eindig nie, dan kan ons aangaan. Ons gaan begin met 'n langbeen, 1 langbeen in daai eerste langbeen in. En dan is ons by ons eerste hoek. As jy wil, kan jy 'n stitchmakertjie hierso insit, net soos 'n plekhouertjie, dat jy onthou dat dit is jou begin. Ek gaan nou 'n dubbelslagsteek in hierdie langbeen inwerk. Ons gaan 2 dubbelslagsteke, 1 ketting en 2 dubbelslagsteke als in hierdie 1 langbeen inwerk. So dit is 2 keer oor. En ek doen my eerste dubbelslagsteek. Ek doen my tweede dubbelslagsteek. En ek gaan 1 ketting doen, maar jy kan 2 kettings doen. Ek werk nie vreeslik styf nie, en vir hierdie spesifieke ronde het ek self nie meer as 1 kettingsteek nodig daarso nie, en dan doen ek weer nog in dieselfde spasie 'n dubbelslagsteek, nog 2, 1 en 2, en dit is ons eerste hoek. Ons het begin met die langbeen, in die eerste langbeen in, en in die middelste enetjie het ons 2 dubbelslagsteke, 'n kettingsteek en 2 dubbelslagsteke. Nou vir die volgende 3 langbene, as jy jou oortjie vorentoe buig, dan sal jy sien 1, 2, 3 gaan gewone langbene wees. 1, 2 en 3. Vir die volgende 3 langbene gaan ons halflangbene doen. 1,
2 en 3. En in die volgende 3 gaan ons 3 kortbene doen. En daai volgende 3. 1, 2, 3. Nou gaan ons hom terugvat na die volgende hoek toe. Sien jy, hy maak nou, as ons hom neersit, hy maak 'n mooi reguit lyntjie. Vir die volgende 3 is dit weer half lang bene. 1, 2, 3. Vir die volgende 3 is dit 3 lang bene. 1, 2 en 3. En dit bring vir ons na ons volgende hoek toe. Vir die hoek, dis in daai middelste beentjie, gaan ons 2 dubbelslagsteke, 1 ketting of 2 en nog 2 dubbelslagsteke doen. Soos 2 keer oor. 1, 2, my ketting, selfde steek, 1 en 2. Daar is ons volgende hoek. Kom, ek gaan weer vir julle deur na hierdie kant toe. En soos die vorige keer, kom ons druk daai oortjie vorentoe. In die volgende 3 lang bene, sit ons 3 lang bene. 1, 2, 3. In die volgende 3 half lang bene. 1, 2, 3. En in hierdie 3 kort bene. Ek wil amper sê, dis veilig om te sê. Daar gaan in die een stel in die een stel 3 lang bene, gaan daar 'n hoek wees. In die volgende ene 3 kort bene, in die volgende ene 'n hoek. In die volgende 3 kort bene, die volgende ene hoek, volgende 3 kort bene en 'n hoek. Kom ons doen gou daai kort bene. 1, 2, 3. Druk my oortjie vorentoe, dat ek my werk kan sien. In die volgende 3 lang bene, gaan daar half lang bene wees. 1, 2 en 3. Dan 1, 2, 3 lang bene. 1, 2, 3. En dan in die hoek 2 dubbelslagsteke, 'n ketting en nog 2 dubbelslagsteke. Alles in hierdie een spasietjie. Een, 2, my ketting. 1, gryp hom. En 2. En dan herhaal ons alles weer. Dis die hoek wat bestaan uit 2 dubbelslagsteke, 'n ketting, 2 dubbelslagsteke, alles in een kettingkie. Dan sit 3 lang bene,
3 halflang bene, 3 kort bene en ons werk terug. 3 halflang bene, 3 lang bene en dan weer ons groepering van 2 dubbelslagsteke, 1 ketting, dubbelslag, 2 dubbelslagsteke, alles in 1 kettingkie in. En so gaan ons van hoek tot hoek en ek sien julle aan die einde van hierdie ronde. Ons is aan die einde van ons ronde. Ek het my 3 kortbene gedoen, my 3 halflang bene en julle sal sien hier's nou net 2 kettings oor. As ons begin het met 'n lang been, sal daar net 2 wees. As ons glipsteek het na die hoek toe, dan sal daar spasie wees vir 3 lang bene. Solank ons eindig met 1, 2, 3 lang bene, is alles fyn. Ek maak hom klaar. So hier is my 3de langbeen en ek glipsteek daarin. En ons gaan nou ons finale ronde doen. Dit gaan ook net 'n ronde wees van langbene of as jy wil kortbene of wat ook al jy mee jou blokkie meer wil afeindig. Vir my voorbeeld gaan ek hierdie laaste ronde doen in langbene. Jy kan begin met jou ketting van 3, ek begin myne met my staande langbeen. En ons gaan hom inwerk. Nou hier is ons hoekie. As jy nie so maklik jou hoekies vind nie, sit vir jou plekmerkertjies daarin, dat jy nie die mekaar raak nie. Ok, ons doen nou 'n langbeen in elke vorige steek. Hier by die hoek gaan ek 2 langbene doen. En ek gaan 2 kettings doen. 1, 2. En dan in daai selfde spasie werk ek nog 2 langbene. En voordat jy aangaan, moenie hierdie langbeen spring nie en daarin werk nie. Daar is jou steekie. En jy werk jou langbeen daarin. En ons werk al die pad na die volgende hoek toe. Ons werk 1 langbeen in elke langbeen, in elke halve langbeen, en in elke kortbeen in. Langbene al om ons blokkie. Tot ons weer by ons volgende hoekie is. Daar sy, ons is amper by ons hoekie. Nog 1. Nou werk ons 2 langbene, 2 kettings en 2 langbene om die volgende hoek te vorm. Soos 1, 2 langbene, 2 kettings in dieselfde spasie, 1, 2 langbene en moenie vergeet om hom 'n bietjie weg te druk vir daai versteekte steekie nie. En daar is julle volgende hoekie. En ek sien julle weer aan die einde van die ronde. Ek is aan die einde van my werk. Ek het nog 1 steekie om te doen. As jy wil,
kan jy nou glipseek in daai eerste langbeen in, maar ek wil myne afeindig dieselfde manier hoe ek soos my sirkeltjie afgeëindig het, waar jy nie kan sien waar ek begin het of geëindig het nie. So ek gaan my gare knip, maak seker ek het lang genoeg stertjie, ek trek hom deur, ek kry my naald, en ek vat hom deur hierdie agterste vlegseltjie. Ek trek hom styf, nie te styf nie. Hy moet lyk soos hierdie vlegseltjie so voor en ek vat hom deur hierdie gaatjie en deur daai loopie daarso. Vat hom daarso deur. Trek hom net so bietjie styf dat hy lyk soos al die ander steke, gaan ek terug en ek werk hom deur die vorige steek. Ek werk hom sommer nog 'n bietjie verder af. En daar is hy. Kyk net daar. En daar is ons klaar met ons blokkie. Julle sal sien, hy lyk maar nog so klein bietjie wonky, maar sodra jy hom blok of vaswerk, dan kom hy baie, ekskuus vir die aardbewing, dan kom hy baie mooi deur. Hier is 'n vorige voorbeeld. As jy hom dan nou vaswerk, dan trek hy nou baie mooi reguit en hy maak 'n pragtige vierkant. Kom ek draai hom om, dan kan julle ook agter sien. So hy kom mooi reguit uit, sodra hy geblok is. So moenie bekommer oor hierdie klein bietjie waviness nie, daai sal alles uitgewerk word, en dankie dat julle hierdie video gekyk het, vir my ondersteun. Onthou, dit is nie my ontwerp nie, dit is net my weergawe van hierdie ontwerp, want ek hou van dat daar niks lissies agter is nie. Daar is net hierdie klein enetjie, maar dit is spesifiek om hierdie laaste 3D effek te kry. En hy is mooi, hy is netjies. Ek sal op 'n ander tyd sal ek al hierdie stukkies inwerk. En ek hoop julle geniet hierdie pragtige retro daisy, 70s daisy, hier is so baie name, kom ons noem hom maar die Suid-Afrikaanse, die Kalahari daisy. Maar is reg, baie dankie julle, en ons sien mekaar weer in 'n volgende video.